Goeiedag almal en baie welkom by In die Tunnel. Ons gesels sport en ons gesels sport wêreldwyd wat internasionaal gebeur. Oor die naweek 'n klomp lekker sport. Dit is van sokker na rugby en golf, alles wat gebeur die naweek. Ons gaan daaroor praat met lekkerte van In die Tunnel. Ons hoor wat sê die afrigters en die spelers en ons gaan nou kyk wat in Namibië gebeur. So daar's 'n rugby, daar's 'n Verenigde Rugby Kampioenskap, al vier die Suid-Afrikaanse spanne in aksie. En ons gehoor wat sê Mike Potgieter, hy gaan met ons saamgesels. En dan is sokker, dis die finaal van die Karabo beker. Ons hoor wat sê Pep Guardiola. En nou ook Michael Carrick praat oor Manchester United se sokker en dan groot golf. Dit is die LIV Golf wat in Suid-Afrika gespeel word hierdie week. En ons hoor van Charles Schwartzel, ons hoor van Louis Oosthuys en ook van Dean Burmeister. Bryson DeChambeau gee ook sy mening. En dan in 'n PGA toernooi in Amerika is dit 'n verdedigende kampioen Victor Hovland wat ook saam praat. So is lekker klomp sport waarna ons gaan kyk natuurlik in Namibië. En ons kyk wat ook alles oor die naweek Saterdag en Sondag daar gebeur. Maar kom ons spring weg, ons hardloop hier uit die tunnel uit. Eerstens met die rugby, dit is die Bulls wat al Vrydag aand speel. Hulle speel teen Cardiff, dit is op Loftusversveld. Hulle sal probeer regmaak na die afgelope naweek tot hulle verloor teen die Stormers. En tans is die Bulls 8ste op die punteleer met 30 punte. En kom ons hoor wat sê Mike Potgieter. Nou het bietjie gesels oor die Bulls se kans teen Cardiff. Maar dit is op Loftusversveld Vrydag aand. Die Bulls het nou nie baie tyd gehad nadat hulle Saterdag gespeel het nie. So dit is 'n nadeel vir hulle. Hulle gaan een oefendag verseker met minder hê. En om alles nog te kroon nou eintlik maak dit vir hulle moeiliker die feit dat hulle met dinge regmaak. Hulle het nou 'n moeilike dag gehad teen die Stormers, maar hulle het 'n kans om dit reg te stel teen 'n baie moeilike span Cardiff, want Cardiff is baie hoog op hy puntelys. Maar ek dink Cardiff gaan waarskynlik 'n beperkte aantal van sy walle spelers terug hê. So ek dink dit gaan dalk die Bulls effens help. Ja, ek dink 'n ou moet in gedagte hou die internasionale speler rusperiode en so voort. So dit mag dalk die Bulls se guns tel vir daai spelers wat nog beskikbaar is nie. Maar die Bulls het al voorheen gewys dit is 'n span wat nadat hulle verloor het baie vinnig terug kan slaan en ons weet ook in 'n kompetisie soos hierdie is dit van kardinale belang dat jy dadelik weer vinnig terugslaan en jou wedstryd doen vir altyd wedstryd. Ja. En vir alle wedstryd mense kan nou na die tyd weer kyk hoe jy gespeel het. En wat die Bulls baie goed gedoen het in hulle sê maar die 3-4 wenne voor die Stormers wedstryd, was hulle dit gedomeineer in die fisiese aspekte, die scrums ook baie goed met die voordeellyn gekom en hulle sal 'n manier moet vind om weer daai krag en daai tegnieke terug te kry. Want hulle dit nodig, dis deel van hulle rugby. Ja, en dit was eintlik al vreemd geweest om te sien dat hulle domineer voorlangs, maar hulle kan nie daai geleenthede omskep in punte nie. So ergens is daar 'n probleem tussen die voorspelers en die agterspelers en dit dan nou te kan omskep in punte. Ek weet nie eintlik, ek het gesukkel om my vinger op dit te sit oor waar eintlik die probleem is, want as jy gaan kyk na die Bulls, baie goeie spelers, baie goeie individue, hulle het gewys hulle kan as 'n span saamtrek en hier gly jy so 'n bietjie teen die Stormers. Dit wys jou, jy kan nooit te gerus in 'n wedstryd ingaan nie. Daar gaan ongelukkig veranderings wees in die agterlyn, maar die agterlyn van die Bulls is gevaarlik. Errol Foster het daarsinskudding en dan Sebastian de Klerk het sy voet seer gemaak. So dis twee spelers uit, maar dis twee belangrike spelers. Een angel van die Bulls was juist dat Sebastian de Klerk en Foster was van hulle ster spelers, maar nog steeds vir Kynnan Moody en vir Curtly Arendse. En so dis goeie spelers. Ja, die Bulls is een van die unie wat regtig baie goeie diepte het. Hulle het baie goeie ervaring in Springbok spelers wat deel is van hulle stelsel. En ek dink hulle is baie slim wanneer hulle nuwe spelers bykry, weet De Wet hulle en so aan wat ingekry het. Dis sleutelspelers wat waarde toevoeg tot die groter prentjie van die Bulls. En ek dink dis een van hulle sterkpunte. Ja, dankie Mike. Ja, groot ene, dit is die Bulls wat speel teen Cardiff. Hulle het nie baie tyd gehad om nou weer asem te skep na Saterdag se wedstryd nie. Maar ek dink hulle sal baie gemotiveerd wees om goed te doen teen Cardiff. Ander wedstryde Vrydag is Ulster teen Connacht en ook Scarlets teen Zebre. Aan Saterdag 'n klomp wedstryde, dit is die Lions wat in Edinburgh speel in Johannesburg. Dit is 3:15. Die Lions se belangrike wedstryd, hulle probeer in die top 8 te bly. Hulle is 7de tans met 33 punte. Edinburgh bietjie laer af 12de met 23 punte op hierdie stadium. Kom ons gesels weer met Mike Potgieter. Dit is die Lions teen Edinburgh. Michael Parker, dit is die Lions tuis teen Edinburgh en dit het weer 'n bondgenoot geraak vir die Lions in Ellis Park. Hulle het nou daai een wedstryd teen die Bulls baie gesukkel, ver verloor, maar teen die Stormers weer gewys het wat hulle kan doen. So as die Stormers kan wen, dan kan jy vir Edinburgh ook wen, maar Edinburgh bly 'n moeilike span om te klop. Ja, Edinburgh is op die stadium dink ek vir my in die Skotse deel van die kompetisie een van die beste Skotse spanne en ek dink by verre as jy gaan kyk na die spanne, maar die Lions dink ek het geweldig baie momentum gekry uit die Suid-Afrikaanse skild wat hulle natuurlik gewen het. Ek wonder net of dit teen 'n span soos Edinburgh sal kan uitkom.
Ja, en die Europese rugby ons nou 6 nasie gekyk. Daar's nou van Skotland se spelers wat nog so 'n bietjie gaan rus na 'n baie lang 6 nasie. So ek dink dis 'n voordeel wat die Suid-Afrikaanse spanne nou hierdie naweek het, is dat ek dink daar's miskien enkeles wat op die reservebank in die groepe was wat sal inwees, maar jou sterker spelers van Skotland gaan waarskynlik nie kan speel nie. Dit gaan die Lions help, maar die Lions bly 'n baie moeilike span om teen te speel want hulle het 'n goeie voorspelers. Hulle kry die bal wat hulle moet kry en dan Smit op 10 speel goed. Hulle het daai goeie agterspelers. So is eintlik 'n span sonder groot name. Ja. Maar hulle speel goeie rugby. 100%. En die feit dat hulle nie die groot name het wat weggaan uit hulle spanne uit vir beleidingskampe, vir internasionale diens ensovoorts nie, help eintlik ook om daai hegtheid van hulle te behou. En ek dink dis waar iemand soos Cash hulle 'n voordeel het, dis nou die afrigter natuurlik, wat 'n voordeel het om te bou op hierdie span na baie goeie momentum wat hulle opgebou het. Dankie Mike. Ja, die Johannesburg en Ellis Park altyd 'n groot bondgenoot vir die Lions en ek glo hulle sal goed doen teen Edinburgh. Om hulle top 8 te bly is belangrik vir uitspeel. Dan die Sharks, hulle speel teen Munster. Hulle het 'n bietjie momentum verloor. Hulle staan 11de op die punteleer. Hulle het 24 punte. Munster lê 6de met 39 punte. So Sharks tuis teen Munster. Sharks altyd 'n sterk span. Munster het nog nie al hulle spelers van die 6 nasie wat terug is nie. Ons gesels weer met Mike Potgieter. Maar tussen Durban, die Sharks se tuiswedstryd teen Munster, die eerste spanne is altyd moeilik. Hulle het 'n klomp sterk spanne. Al het hulle nou van hulle sterspelers dalk wat nog nie heeltemal in die span is nie, maar die Sharks sal moet oppas vir daai ene. Die Munster veral is 'n span wat al deur die jare gewys het dat kom Suid-Afrika toe hulle kan hier wen. Ja, Munster is een van die beste toerspanne wat ek van weet in hierdie kompetisie. Veral hulle hou daarvan om Suid-Afrika toe te kom, veral na die kusareas toe. Hulle het eindstryde hier kom wen. Hulle het eindstryde hier kom wen. En ek dink dis waar die Sharks gaan moet oplet. Dit is 'n span wat jy van minuut 1 af gaan onder druk moet sit. Jy gaan die druk moet bou en jy gaan ook die tellbord druk moet bou en so daai druk gaan moet maak. Ek dink die Sharks gaan hulle self guns wil wys om te sê, "Eers weet jy wat, ons het eintlik laat gly om die skuld te kon wen." Dit sou vir hulle baie goeie selfvertroue gegee het. Ek dink hulle kan teen 'n span soos Munster daai selfvertroue wat hulle gehad het, wat so 'n bietjie van 'n knou gekry het, net weer bewerkstellig as hulle op die tuisveld kan pak gee. Ons het in die samestelling van die span sal ons sien wat gebeur, maar dit is spelers soos Ethan Hooker is belangrik. Hy het gerus, hy moes gerus het vir die Springbokke ook en so 'n speler wat terugkom en miskien Hendriks ook op skrimskakel. Dit is spelers wat die Sharks bepaald sterker gemaak. Definitief. En ek dink dis waar die sterkpunt van die Sharks is. Ek dink aan iemand soos JP Pietersen wat nou die leiersels oorgevat het, wat eintlik baie goed doen met die Sharks as afrigter. Hy was self 'n speler gewees. Hy weet hoe om gemotiveer te word. Hy weet hoe om 'n speler te motiveer nou uit hierdie perspektief uit ook. Jy sit met individue soos daai wat nie baie motivering nodig het nie, wat jy weet wat die groter doel is, wat al so lank by die Sharks is, wat deel is van die DNA van die Sharks. Daai spelers gaan nou moet opstaan teen 'n span soos Munster, hulle hand opsteek en sê ons lei deur middel van ons spel, ons leierskaprolle gaan nou baie ernstig raak. Dankie Mike. Ja, die Sharks tuis teen Munster en dit is die Sharks wat sekerlik as gunsteling sal opdra, maar Munster altyd 'n span wat goed toer, altyd goed speel in Suid-Afrika veral. 'n groot wedstryd Saterdag is Glasgow Warriors teen Leinster en dit is 'n groot wedstryd want hulle twee loop voor tans op die punteleer. Dis Glasgow Warriors met 45 punte en Leinster het 41, waar hulle saam met die Stormers ook in die tweede plek en Ulster het ook 41 punte. Maar hulle speel 7:30 speel hulle Saterdag, so 'n belangrike wedstryd. Veral vir die Stormers om een oog daarop te hou en die Stormers wil kyk wie verloor dalk daar, dan kan die Stormers dalk nader aan die voorste plek probeer inskuif vir alles Glasgow Warriors dalk verloor. Die Stormers dalk dit reg kry om die Dragons te klop in Kaapstad, soos 'n Sondagwedstryd, 3:00 die middag hier afskoptyd. Kom ons gesels weer met Mike Potgieter. Maar dit is 'n Sondagwedstryd in die Kaap. Dit is die Stormers teen die Dragons. Een ding wat die Stormers wel sal moet versigtig wees. Hulle sal nou nie Engels praat van complacent wees nie. 'n Baie groot derby wat hulle speel het in Pretoria vir die Bulls gewen, goed gespeel. Nou sal jy daai voet op die petrol moet hou nê. Jy sal met daai selfde tipe rugby moet speel. Kan nie vir Dragons onderskat nie. Glad nie. Ek dink die voordeel wat 'n span soos die Stormers het, is hulle het baie ervare leierskap in hulle span. Met jong ouens soos Sasha van Bogumzulu wat besig is om daai ervaring by te kry en jy die voordeel om skouer te skuur met 'n Roanel en die leiersels oorvat en jou kan motiveer want hulle is al so lank deel van hierdie kompetisie. Ek dink jy het op die stadium 'n baie goeie balanseerde span. Ons was baie bekommerd geweest oor die diepte van Stormers veral voorlangs,
Maar ek dink dan is daar spelers behalwe iemand soos Sasha van Beek en Komezulu, iemand soos Paul de Villiers wat deur die seisoen wys, wedstryd in, wedstryd uit. Dis 'n naam wat jy maar kan onthou. Ja. Dit was in die wedstryd in Pretoria, as mens dit kan deurtrek na die wedstryd Sondag. Weer eens nie seker wie almal gaan beskikbaar wees nie, maar Marcel Tennyson is een van die spelers wat gewys het dat jy kan miskien so effens buite die begin 15 wees, maar as jy moet speel, dan kan jy jou kant bring. Ja. En so daar's die diepte uiteindelik vir die Stormers deurgekom na mate, en dit gaan waarskynlik ook Sondag 'n geval wees. Jy kan nie almal heeltyd speel nie, maar die diepte van die Stormers het eintlik nou die afgelope tyd baie beter begin lyk voorlangs, hoewel hulle slotte verloor het in beserings, maar die diepte is baie beter. Ja, ek dink wat Dobson hulle reg kry is, die Engelse gesegde is horses for courses. Met daai diepte waaroor ons eintlik baie bekommerd was, veral voorlangs, is daar nou sekere spelers wat gerus gaan word met sekere wedstryde wat jy nie te ligtelik kan vat nie, soos jy vroeër gesê het. Die Dragons is een van daai spanne wat jy nie kan bekostig om nou terug te sit nie. Jy kan baie vinnig jou plek op hierdie punteleer verloor. Maar ek dink tog daar's diepte in sleutelspelers wat in kan kom, spelers wat van die bank af kan gespeel word of wat nou begin het en nou van die bank af gebruik kan word. Ek dink dis een van die groot voordele wat die Stormers tans het. Ja, dankie Mike, lekker vooruitsig. Dit is 'n Saterdag of Sondag eerder dan 3 uur afskoptyd in die Kaapstad Stadion, die Stormers teen die Dragons. Ons vat 'n advertensiebreek en as ons terugkom, dan gaan ons gesels oor sokker, veral oor die Karabo beker. Dit is in die Engelse Liga beker noem hulle dit. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. Welkom terug by in die tunnel. Ons gesels lekker sport internasionaal. So kyk wat op die rugbyveld alles die naweek gebeur. Groot sokker ook. Dit is veral die Karabo beker en dit is die English League Cup. Is baie soos die FA beker of die FA Cup en dit is 'n groot finaal. Dit is Sondag. Dit is Arsenal wat speel teen Manchester City. Groot finaal ook. Dit is op 'n neutrale veld. Hulle speel by Wembley, massiewe stadion daar in Londen. Dit is 6:30 is daar afskoptyd. Kom ons hoor ook wat sê Pep Guardiola. Hy is die afrigter van Manchester City. Lekker bietjie sy wonde. Hy sê die afgelope week is hy uitgeskakel in die kampioenskapsliga. Kom ons hoor wat dit hy ook te wag te wees 'n wedstryd teen Arsenal. Next day on Monday hopefully we will wake up. Hopefully it's a sunny day and we'll continue to live. It's not crucial. It's a football game. We're going to try to win. Good performance. We will challenge against the best team in England so far and the best team in Europe because I played. Look, the results in the group stage have been the first. I lost maybe 3-4 games in all the season. So it's the best to challenge them how we are competing with them. Have to see that after 1 or 2 weeks, play against them in the Premier League and see the football is that. And sometimes they are better, so it's a good mirror to see what we have to do to achieve them. That is that. But I'm old enough to be one football game like is in the big happiness or the end of the world. So no, it's just a game. We'll prepare and try to compete and try to see who we are. So at the end, the results have not been good except in Newcastle, but I had the feeling that we are an extraordinary team. There are many good things that I love to watch, but still we are not complete. Still we are not aware that in certain moments, departments of things, we have to be more clinical, and still we are not. But
I think my feeling is question of time. That happened when I arrived here, my first season. So need a little bit time. You change a lot and many things. Dit dan die afrigter van Manchester City, Pep Guardiola. Maar daar's ook Premier Liga wat ook die naweek gaan plaasvind. Vrydag aand is dit Bournemouth wat speel teen Manchester United. Manchester United wat dit baie goed doen met die nuwe afrigter Michael Carrick. Hulle is nou derde met 54 punte en Bournemouth lê 10de met 41 punte. Kom ons hoor wat sê Michael Carrick en hy praat ook in terme van hulle vorm om weg te speel en weg te probeer wen om in die top 4 te bly. Hierso is 'n afrigter van Manchester United, Michael Carrick. It's just form and results. Whether it's home and away, it's not something we kind of look at too much. I think it's the next game really. And yeah, of course we've had some good results at home. That doesn't necessarily mean that that's fixed and we can move on to something else. You know, it's always the next game. And it's been nice to be able to win at home and put that in place, you know, and go and play at Old Trafford with a real feeling of confidence and looking forward to the game, and for the supporters to feel that as well and leaving with a good feeling. So there's certainly the element of that, but we're not kind of going as a major difference in preparation or mindset or anything. I think it's the next game. Where, as I just said, I think we know it's a tough place to go anyway. It always has been, but. We're not really separating one game to the next. It's just one game at a time. De afrigter van Manchester United, Michael Carrick, ja, dit is belangrik dat jy moet tuis en weg wen. Natuurlik nie altyd maklik om weg te wen nie, maar Michael Carrick sê elke wedstryd is vir hom dieselfde. Kom ons kyk van die punte net so vinnig. Arsenal het 31 wedstryde gespeel, hulle het 70 punte. En dan Manchester City het een minder gespeel, 30 wedstryde vir 61 punte. Dis in die Engelse Premier League natuurlik. En dan in die top 4 nog steeds is dit Manchester United wat ek genoem het en dan Aston Villa. En dan 5de plek is dit Liverpool met 49 punte. Chelsea lê 6de met 48 en Brentford en Everton, hulle maak die top 8 nog op met 45 en 43 punte onderskeidelik. Nou Saterdag se wedstryde, dan Brighton speel teen Liverpool, dis 'n 2:30 afskoptyd en dan by die Craven Cottage is dit 'n Fulham wat tuis speel teen Burnley, dit is 5:00. By die Hill Dickinson Stadion is dit Everton wat speel teen Chelsea, dit is 7:30 en dan by Elland Road, die bekende Elland Road, is dit Leeds wat speel teen Brentford, dit is 10:00 Saterdag aand. Dit is Namibië se tyd natuurlik. En dan Sondag ook 'n hele paar wedstryde, dit is by St James's Park, is dit Newcastle wat speel teen Sunderland, 2:00 en dit is Aston Villa wat tuis by Villa Park speel teen West Ham, dit is 4:15. En dan Tottenham Hotspur, hulle het wat ook baie sukkel op hierdie stadium om te probeer wegbly van die relegasie, dis Tottenham Hotspur wat tuis speel teen Nottingham Forest. Nottingham Forest self hy laag op die punte leer en dit is 4:15, so is 'n belangrike wedstryd vir albei daai spanne. Kom ons beweeg aan van die sokkerveld af na die golfbaan en 'n groot toernooi wat gespeel word in Suid-Afrika. Dit is Live Golf, die Wegbreek Golf Aksie of die Golf Liga eerder. Dit is by Steyn City wat dit gespeel word daar in Johannesburg. Dit is 'n baie mooi baan en veral die Southern Guards, die 4 Suid-Afrikaanse spelers wat die oog tref en daar's word duisende ondersteuners verwag oor die 4 dae. So wat 90,000 mense kan oor die 4 dae daai toernooi bywoon. So kom ons hoor wat sê die Southern Guards se manne, die kaptein van die span is Louis Oosthuizen. Daar's hom gevra, konsentreer hy meer op individueel om die 4 miljoen Amerikaanse dollar te wen as hy die beste vaar van almal, of is dit vir hom lekkerder as die span wen? Hierso is Louis Oosthuizen. Individually, obviously, if you're playing well, a win is great. I think, to me, those proud moments are like Chicago last year. I mean, obviously Dean was playing really good, and he had a rough start on the Sunday, but how he pulled it through and got in the playoff and then won. But for the rest of us, you know, if you're not playing great and you manage to play really good those last 5-6 holes, or get it through, or get your team, or get a win, that almost to me is a greater moment than playing well the whole week and win the tournament yourself. It's sort of bringing that extra little for the team, and I think it's for me, I'm more invested in that the team does really well every week and that we play well, and you know, me trying to do my part and have a good score. But it has changed my mentality about, you know, what Live is all about. For all the years being pros, always individual, and now being part of a team with 3 good friends is more important than individual for me.
Dan Louis Oosthuizen, hy is die kaptein van die Southern Guards en ja, daar's baie geld op die spel. Die wenner van die individuele kompetisie kry 4 miljoen Amerikaanse dollar, is 75 miljoen Namibiese dollar of Suid-Afrikaanse rand, so dis baie geld. Kom ons hoor wat sê Charles Swartsel, hy het ook soos Louis Oosthuizen al 'n major gewen, hy het die meesters al gewen en hy het juis vergelyk, hulle het aan hom gevra, hoe groot is dit om die LIV Golf in Suid-Afrika te hê? Is dit vir hom 'n hoogtepunt as jy vergelyk met hy die Masters of die Meesters toernooi al gewen, hierso Charles Swartsel. Look, winning the Masters will always be the biggest event, the most proudest moment of my career. But you know, this is in a different light. You know, this is something that was also way off a dream when LIV started. To just have a tournament, just to be able to play a LIV event in South Africa, and for it to have happened at this sort of bigger stage. Is as a South African a very proud moment, and for myself just to be, you know, you asked about the team thing. I think we've been very consistent this year. We haven't had a podium, but it's been like 4th and 5th and 4th. But I think this tournament, from a team point of view, to play with these 3 guys, I think this week somehow the team aspect is going to mean a little bit more. When you look at a leaderboard, when we're playing other places, you look at the team, but you also look at where you're standing individually. But I've got a feeling this week you're going to be looking at the team score a bit more than we normally do. Dit dan Charles Swartsel, ja, ek stem saam met hom, die meesters wen sal altyd bo aan daai lysie wees. Maar kom ons hoor wat sê Dean Burmeister, hy is ook 'n belangrike deel van daai span en hy het bietjie gesels oor die Rieveld. Dit is die Kikuyu gras wat nie eintlik bekend is vir die internasionale spelers nie. Ons baie uniek vir Suid-Afrikaanse golfbane en as 'n lekker lank gegroei is, dan is dit baie dik. So hierso is Dean Burmeister wat vertel oor wat te wagte is oor die Rieveld en die baan. You know, we came here, we played. And like you said, they just fertilized it. Brandon and I played 3 holes yesterday, just quickly, and I hit it a foot into the foot into the rough on 10, and Brandon was a yard into the rough on 10, and we're both carrying 7 woods this week because of the rough. And I mean, neither of us had a chance of getting it anywhere near that green. So there is definitely the element of, you know, that fairway's been narrowed into, I think, like 17 yards wide of where driver's going to pitch. And that was Louis' goal. He wanted to give 57 guys a chance to win this tournament. You don't want to take 30% of the field out. And I think everybody involved, honestly, has done an amazing job. It does look incredible considering all the weather they've had, hot and rain. But yeah, I think we'll find out more, you know, this 9 holes we get to play a little later. Dit dan Dean Burmeister, hy is ook een van die Southern Guards se spelers. Lekker vooruitsig, die Suid-Afrikaanse 4 manne, hopelik hulle vaar hulle goed in die span kompetisie daar by Steyn City. Ek het internasionale klomp spelers ook, is van Phil Mickelson tot John Rahm en Bryson DeChambeau, hulle almal speel in die toernooi. En nou kom ons hoor wat sê Bryson DeChambeau, daar's aan hom gevra hoe uniek dit vir hom is om in Afrika te speel. Yeah, I think that's a part of our mission, becoming, you know, more global and influencing and giving people an opportunity to see what golf can do for communities and for people around the world. It's been done quite well in the States so far, and now we're doing it internationally. That only improves, I would say, facilities and communities everywhere across the globe. And I think that's a part of our mission statement that is important to us. It's part of our identity now. And being here in South Africa, it's only expanding more. There's only one place we haven't gone yet, which is South America, and that would be another cool place to go. But being here in South Africa, I've always wanted to come here. You know, talking to Gary Player quite a bit, and Ernie and Louis and the whole Southern Guards team, obviously. They just say, they rave how great it is, obviously. And coming here and seeing how special the hospitality is, the people, the culture, and the way that everybody conducts themselves, it's quite amazing. The world's a big place, and it's amazing to see how great humanity is. Dit dan Bryson DeChambeau en ek glo daar gaan baie mense wees wat vir hom en vir John Rahm en alle internasionale spelers volg daar by Steyn City.
Ook op die Amerikaanse PGA, dis die Valspar kampioenskap wat gespeel word by die Innisbrook Resort, dis 'n Copperhead baan en nou dis 131 spelers wat daar afslaan van die gunstelinge so Xander Schauffele en Justin Thomas en dan Ooskus dit Brooks Koepka wat almal is daar op daai inhoudtoernooi ingeskryf, maar die verdedigende kampioen is Viktor Hovland en hy sukkel 'n bietjie afgelope tyd met sy golf, so bietjie met sy bofhoue veral, maar hy verduidelik 'n bietjie hoe sy spel op hierdie stadium is. Yeah, it's nice to see at least some results trending in the right direction. However, I've been still struggling off the tee tremendously, and I feel like I'm doing a great job overcoming some of those deficiencies. I had a nice practice day yesterday, although it was cut short by the storms that came in. But I do feel like it's been a real struggle out there on the golf course, but I've done a really good job scoring. So I feel like my scoring game is in a good spot. I just need to find some shots off the tee, even into the greens, like particularly with my longer clubs. And if I can find a certain fielder and have a sense of predictability, I think we'll be in a very good spot. Dit dan Viktor Hovland, ja, is 'n bietjie meer eerlik. Ek dink ons almal wat golf speel, seker maar so nou en dan met ons bofhoue op grootliks heeltyd met ons bofhoue, maar op daai vlak moet jy maar die skoonveld raakslaan. So dit is lekker golf te wag, dit is die Valspar kampioenskap in Amerika. Ons gaan vinnig na die cricketveld. Dit is die Suid-Afrikaanse mans en vroue T20 span, die Proteas wat albei tans in Nieu-Seeland speel en hulle speel 'n reeks van 5 T20's. So komende Sondag speel hulle op Wellington of in Wellington en dan komende Dinsdag is dit in Christchurch. Dit sal die 5de ene wees van daai reeks. Veral belangrik vir die Suid-Afrikaanse vroue Protea span, want die 12de Junie begin die Wêreldbeker T20 toernooi in Engeland en in Wallis en die 12de Junie is die eerste wedstryd en daar's 2 groepe, 12 spanne wat deelneem. Suid-Afrika speel onder andere teen Indië, Australië, Pakistan, Nederland en Bangladesh. So dis 'n groot uitdaging vir hulle en hulle speel die 13de Junie teen Australië, hulle eerste wedstryd. En laastens vir internasionale sport is dit ook die Miami Open tennistoernooi wat gespeel word. Eerste ronde is dit nou net begin en dit is Aryna Sabalenka en Elena Rybakina saam met Coco Gauff wat van die gunstelinge is in die vroue kant en Carlos Alcaraz en Jannik Sinner eerste en tweede keer in die mans afdeling. Dit is internasionale sport, dit is die deel waarna ons nou eers gekyk het, maar kom ons gaan na die Namibiese deel, baie klomp sport wat ook in Namibië plaasvind en dit is eerstens visvang, dit is daar by die Rongo, dit is die Weskus Steenbras Rock and Surf Angling Club, is nou meer in Engels gesê, maar hulle is die gasheer vir die 2026 nasionale Rock and Surf Angling Kampioenskap. Ek het 'n bietjie met Afrikaans en Engels uit mekaar, maar ek dink die visvangmanne gaan weet en die vroue weet wat ons bedoel, maar dit het al begin eintlik en dit maak 'n Maandag die 23ste klaar. Daar tussen Walvis Baai en die Oegap rivier wat hulle visvang. So stywe lyne vir almal. Ook swem, dit is in die Oos-Kaap, dis die Suid-Afrikaanse nasionale jeugswemkampioenskap wat plaasvind hierdie naweek en dit is in Port Elizabeth en dit is in Namibië word daar verteenwoordig deur Tristan Nel en Nathan Bach ook en Juandi Hofman en ook Ariane Naukosha. So dit is van die deelnemers van die swemmers wat daar in aksie is vir Namibië. Aan Saterdag is 'n lekker driekamp by Swakopmund. Dit is Namibië Driekamp Federasie wat dit aanbied. Hulle noem dit die Sprint and Super Sprint Triathlon. Dit is die nasionale kampioenskap en dit is ook gelyktydig die Afrika Driekamp beker. So die borge daar is Prosperity Health en Seawork, so dit is lekker driekamp en dit is alles daar by Swakopmund. Dan ook baie interessant, dit is weer tyd vir perde wedrenne by Gobabis en die wat lief is om die perde wedrenne te gaan kyk, Gobabis se horse racing track, dit is wat dit gaan wees, is in die Namibië Horse Racing Assosiasie wat dit, of die perde assosiasie, perde racing assosiasie wat dit aanbied en is die Independence Cup 2026, dis die beker, daar's 19 wedrenne al van 10:00 die oggend, so lekker perde wedrenne daar by Gobabis. En dan laastens ook in Namibiese sport cricket, dit is Uganda se cricketspan, manspan wat tans in Namibië toer. Dit is, hulle speel ook Saterdag speel hulle 2:00 die middag teen uitnodigings van of 'n 11-tal van Namibië en dan speel hulle Maandag weer. Daai wedstryd is weer by die High Performance Oval daar in Olympia en dit is die eerste eendag wedstryd. Daar gaan 2 van hulle wees.
en dan speel Uganda teen die FNB Eagles. So dis 9:30 vir die wat op die maandag bietjie kan weglip en nou so 'n bietjie cricket kan gaan kyk. So dis 'n mondvol sport, dit is internasionaal, dit is in Namibië, daai cricket maandag klink baie lekker. Ek gaan verseker internasionaal gaan kyk. Golf so 'n bietjie dop hou ook, daai sokker, daai groot eindstryd tussen Arsenal en Manchester City en al daai lekker Verenigde Rugby Kampioenskap rugby. So lekker sport naweek vir almal en groete tot volgende Vrydag.